Duitsland af, waar die na Suid-Afrika toe ingevoer is in die 50e jare. Nou, dit was, daai tyd Lans was die mees moderne trekker geweest. Lans trekkers was 'n vreeslike groot trekker en ek het hom ons nou gesien ook en hy was net eenvoudig geweest. Dan moes die trekker van onderaf uit, hulle het hom 'n balk genoem, moes hy warm maak met hierdie blaasvlamme en soms het sommer onder hom vuur gemaak. En dan as hy nou warm genoeg is, dan het jy die trekker dan nou probeer start met die flywheel en jy moet baie versigtig wees want die flywheel kan nou verkeerd omgespring het en dan die engine ook verkeerd omgeloop. So, dit was 'n ingewikkelde storie, maar hy het net een silinder gehad. En sy silinder was so groot soos ongeveer soos 'n pizza. So 30 cm in dees en dan kan jy self indink, daai engine het nie daai een piston wat op en af beweeg. Die petrol wat hy mee gewerk het hulle genoem krut. En dit was so met 'n baie, is 'n olie gewees, so swaar olie, dik olie, wat hy mee geloop het. So dit is nie normale brandstof nie. Nou ja, dit was nou baie goeie, groot tegnologie gewees. Nou onthou ek, as 'n kind, dat ons baie daar gaan kuier op die plaas. En dit is daar op Bufferjaars, daar by Spillendam. En dan het ons altyd vir my oom gesien, hoe hy permanent aan die landstrekkers gewerk het. Want hy het op die ouend een hele paar van die landtrekkers, hy hoor van een wat in die mark is, dan ry hy nog en koop hy hom, en dan maak hy hom reg. En so, as dit nou ploegtyd en oestyd was, dan goed, daar was altyd 2 of 3 of 1 landstrekker gereed, om by die ander ene oor te neem, sou daar fout kom. So sy oes het nooit gestop nie. Hy vertel byvoorbeeld soos goed, nou ploeg hy nou in die oggend, of hy saai in die oggend, en dan kom sy broer nou na skool by die huis, en dan moet hy nou die landstrekker, moet hy nou dan nou verder vat, dat my oom ook 'n bietjie kan rus, want hy gaan dwars deur die nag. Nou ja, dat het altyd die landstrekker propvol petrol gemaak, maar die landstrekker kon nie, uit die remme gehad nie, so jy moes nou maar ry in die landstrekker totdat hy nou gaan stop, die petrol nou opgeraak het, die krut nou opgeraak het. Nou ja, dit moet te sê, tydjie het tot laat nag geword, dan moet ek gewoon maar sit, hy moet maar trekker ry, hy moet maar ploeg, hy moet maar saai, so het hulle maar die ding gewerk, en dit wat ook vir my interessant was, is hoe hy vir my vertel het, van, hy het later so goed geword met hierdie landstrekker sy herstel, dat hy oor in die distrik die goed begin regmaak het, en dit het vir hom amper 'n tweede werk geword. Later het hy, want hy vertel vir my van, selfs daar in Bloemfontein, dan vat die mense om landwyd, dan moet hy die landstrekkers kom regmaak, so goed het hy daarmee geraak, en hy vertel ook vir my een van die hartseerste dinge, wat hy ooit gedoen het, en die grootste foute wat hy ooit gemaak het. Hy het op 'n stadium 21 van hy trekkers gehad, en dis 'n reuse kom, hy was so tipe van 'n versamelaar gewees, en hy het meer gehad, maar toe het hy 'n paar van die goed laat gaan, maar 21 van hulle was daar op die plaas gewees, en hy sê, daar kom toe nou iemand van Duitsland af, en wat die trekkers kom kyk, nou vreeslik geïnteresseerd is, en die ou bied vir hom nou geld aan vir die trekkers. Ek dink hy het vir my gesê, vir die 21 trekkers was 250.000 rand nou. Nou as jy dink 250.000 rand is nie baie geld nie, maar in daardie tyd was die duurste Mercedes was 30.000 rand geweest. So as iemand nou vir jou, dan kan jy die som maak wat die ou nou betaal het eintlik vir die trekkers. En ja, so het hy toe nou die 21 trekkers vir die som van 250.000 rand aan die ou verkoop. Ek kan dink vandag is 250 rand niks nie. Ek het gaan kyk op Google, daar is van die goed beskikbaar, enigiets van 400.000 tot 1,5 miljoen rand, of selfs, ek het gesien, daar selfs van hulle vir 6 miljoen rand beskikbaar, en dit moet dan nou baie spesiale landstrekker wees. So, toe het hy nou al die goed, hy sê die, en dit is die land daarna nie, toe kom stop daar, een hele rits van die groot lorries met hierdie containers, hierdie houers wat op die skepe laai. En hy sê, een vir een laai hulle trekker in elke houer, en maak hom nou binnenkant, dus nou mooi vast en al die goed, en een vir een word hierdie trekkers allemaal op die lorries gery, en so ry die lorries hulle een vir een weg. Elke trekker het sy eie lorry gehad, nou kan jy self indink wat dit ook gekos het, om daar die trekker dan nou oor see te kry. Die ou het die goed gevat, hy het ook daar by Kaapstad, daar op die boot gelaai, en die boot het die goed Duitsland gevat. En hy sê, toe hy laaste trekker daar vertrek, daar gaan hy. Hy sê, dit was vir my baie hartseer oomblik geweest, en hy toe
gedink, maar hy nie nou, Frits het hy nie nou 'n fout gemaak. En hy sê vandag nog, is dit iets wat hy homself verwyt, dat hy daar die 21 trekkers vir 250.000, dat gaan nie. Daar was baie meer sentiment in dit meer verbonde. En wat ek, om af te sluit met 'n hoogtepunt, hy het altyd vir ons toegelaat om op die trekkers, daar was basies 2 gewees, die Lans 45 en die Lans 60. Die Lans 45 was vir, dit soveel perdekrag hy was. Die Lans 60 het dan nou 60 perdekrag gehad. Die 60 perdekrag een het op die trekker het hy 'n bankie gehad, waar 2 mense kan opsit. En dan het my oom ons opgelaai. En ons het dan by hom gesit op die trekker. Vandag sal die mense dit nie meer doen nie, want dit is waarskynlik te gevaarlik. Wees as die trekkers het nie meer daai bankies ook nie. So, en dan ander kere, dat is sommer vir jou op sy skoot gesit, dan was jy nou die trekkers, ek onthou ook die trekker gestuur het op 6-jarige oud, om my swaar gewees. Hy moes my help hier so om die draai, maar as jy dan nie in die voetjie gery het, dan is ook sommer kwaai met ons gewees. Al is so 6 jaar oud. Ja, dit is sommer te ere van die oom verby. Hy is nou 88 jaar oud, en hy het my hierdie mooi herinneringe aan die landstrekkers, het hy met my gedeel.